hoef te wees nie, Here, dat daar nie 'n dag sal wees wat ons die kinders is, wat ons nie vir U by ons sal hê nie, Here, dat ons hierdie lewende water in ons het. Ons is so dankbaar, Here, dankie dat ons vanaand weet, ons sou sonder U heeltemal verlore gewees het, Here, ons bely dit, maar ons hoef nie sonder U te wees nie, en dit is so wonderlik, en ons is so dankbaar daarvoor. Here, mag ons hierdie week 'n celebration hê wat tot in die hemel en oorspoel, Here, mag ons regtig dit wat ons hier doen, ook vir U vreugde bring. Here, mag dit wat ons hier doen ook na die wêreld toe verkondig, dat ons vir U liefhet, dat ons aan U seun en aan U huis behoort. Here, en dat ons dit alles doen, juis omdat U vir ons U Gees beskikbaar gestel het. Kom wees hier, Here, kom sit op die troon. In Jesus naam, amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ken julle dit? Iemand het al gesê? Ek het gehoop julle gaan inval. So lekker solo wat ek hier voordoen. So, ons bely hierdie, want dis wat ons glo, en hierdie 3 dae gaan ons bietjie praat, maar glo ons actually wat ons glo? Dit wat ons sê en wat ons bely, wat jy by belydenis gesê, ja, ek stem saam, ek glo hierdie goed van die Here. Weet jy ooit wat dit beteken? Glo jy ooit wat jy sê jy glo? So, hoe weet jy of jy iets glo? Miskien moet ons daar begin. Daar's 3 goed wat jy nodig het om te weet of jy iets glo. Die eerste een is kennis. Wie van julle glo die winter is op pad? Niemand nie, party is net soos, sit nader, hierdie gaan nie gebeur met my nie, ek gaan nie goud kry hierdie jaar nie, kyf, vleiskombersie. So, jy weet dit, want jy het bepaalde kennis, nee, jy het 'n kalender, punt 1. Wie van julle het nie geweet is my maand nie, en wie van julle het nie geweet dit beteken is herfs nie? Great, daar's 'n rede hoekom julle op universiteit is. So, jy weet is my maand beteken is herfs, herfs beteken na die herfs kom, die lente. Net as jy in Limpopo bly, nee. So nee, na die herfs kom, die winter. So kennis maak dat jy weet, dis amper winter. Wat is die volgende ding? Waarneming. Jy neem waar, wat? Jy sien op die nuus of op jou foon, die temperature begin 'n bietjie drop. Jy sien, as jy dalk so nou en dan opkyk, en nie net hier kyk as jy loop nie, dat die blare begin verkleur, en dalk 'n bietjie val, het julle dit al agtergekom? Dis vir ons 'n teken. Jy sien dit dalk aan mense se klere. Hier is die beste tyd van die jaar, wat 'n mens kan sien wie kom van waar vandaan. Want party mense loop nog met kortmou klere, en ander het jasse aan. Dan sit 'n bietjie in Loversley, en dan sien jy, dan kan jy gaan, okay, Oos-Vrystaat, okay, Mpumalanga, ek sien hierdie. Maak sin. So jy het 'n waarneming wat maak dat jy weet die winter is op pad. En dan 'n ervaring. So die feit dat jy jou eie jassietjie aan het, sê jy kry al bietjie koeler as gewoonlik, nê? Nee. Jy het dalk nou al jou winterspyjamas bietjie deur die was gesit, dat die ergste motbol net uit hom uitkom. En jy ervaar aan hoe dit voel in die oggend en hoe donker dit is. Actually al slaap jy tot jou gewone tyd is nog steeds donker, nê? Nee. Want die son kom eers soos freaking 11 uur opvoel het, nê? Nee. So, dis die ding met geloof, en dis dieselfde wat jy moet dink oor jou geloofsbelydenis. Sekere goed, dis kom jy sonnaarskool toe gaan, jy kry sekere kennis, en dan begin jy sekere goed waarneem van die Here wat leef, en dan moet jy sekere goed van die Here ervaar. Dis hoe jy weet dat jy actually glo wat jy sê jy glo. Nou, die geloofsbelydenis is mooi opgedeel in 3 dele, oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So vanaand praat ons gou oor die Vader, bietjie saam, môre aand gesels vir ons bietjie met julle oor die Seun, en dan sluit ons af en praat oor die Heilige Gees. Maar natuurlik verstaan ons dit alles ook deur die bril
van die Heilige Gees en wat hy vir ons moontlik maak. So die eerste ding wat ons hier gesê het, is ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. 3 goedjies. Dat God Vader is, dat hy almagtig is, dat hy die Skepper is. Dis wat jy bely wanneer jy hierdie sinnetjie sê. Dis nie net 'n sinnetjie nie. So oor iets van dit vanaand net ietsie kort. God die Vader, is dit nie ongelooflik dat dit is hoe die Here aangespreek wil word nie. Hy kan sy eie titel kies. Hy is soos 'n 6de of 'n 7de jaar gewees destyds. Nou nie meer so nie, nê. Wat sy eie titel kon kies. Hy kan kies wat hy genoem wil word. Hy kon 'n baie lang titel, Consalia Procosovaki Tergilia, wat ook al gewees het, nê. Daar is baie sulke kosse. Maar hy kies Vader. Nie koning nie, Vader. Johannes 1 sê, elke een wat aan Jesus gebind is, het die reg om God sy of haar Vader te noem. Is dit nie ongelooflik nie? Dis wat God wil hê ons moet dink. Die perfekte Vader natuurlik ook. Hy wil hê ons moet hom Vader noem. Nou, ons gaan nou nog ietsie sê oor wat se tipe Vader hy is. Dan kom dit by dat hy 'n almagtige Skepper is. Wanneer jy daai woorde sê, wat sê jy, wat glo jy? Jy glo, ons het in die Kolossense reeks bietjie met Christus al aan dit geraak. Jy glo dat God die een is met die gesag in die heelal, dat God die een is wat die laaste sê het, dat God die een is wat beheer het, dat God die een is wat alles geskep het. Jesaja 40 vers 12 tot 18 vertel hierdie storie en dan staan daar in daai teks, in die holte van sy hand hou hy die waters. Dis waarin hy die waters van die aarde afgemeet het. Met die breedte van sy handpalm het hy die hemelruim afgemeet. So hy's net so, ek het hier is niks vir my nie. Dis hoe groot ek is. Is dit nie ongelooflik dat hy dit sê nie? Dis bietjie unreal. Maar wat jy sê wanneer jy sê ek glo God is die almagtige Skepper, dan glo jy alles wat hier om jou gebeur kom uit sy hand uit en hy is op die ouende in beheer. Jy gaan nie alles verstaan wat gebeur nie. Alles gaan nie noodwendig altyd wees soos wat jy dit wil hê nie, maar God is in beheer, besig om sy skepping in stand te hou. Nie onbetrokke nie, deel. So dan kan jy sê, oeg, maar is die Here regtig betrokke by my lewe? Ja. As jy hierdie sinnetjie sê en jy glo dit, dan's dit wat jy sê. Nou, in die oggend drink die Here sy koffie uit 'n koppie uit waarop staan World's Greatest Dad. Universe's Greatest Dad. Wat maak hom die greatste dad? Ons sê hy is die Vader, ons sê hy is in beheer. Saam met dit sê ons, wat se tipe Vader is hy? Hy is 'n alwetende Vader. Matteus 6 vers 8 sê, nog voor julle bid, weet die Vader al wat julle nodig het. Want ouers weet wat hulle kinders nodig het, maar hulle hou daarvan as hulle vra. Hulle hoop seker die kinders weet nie hulle het dit nodig nie, dan hoef hulle dit nie vir hulle te gee nie. Ek weet nie eintlik nie, maar in 'n geval, God is die alwetende Vader. Met ander woorde, wat ook al in jou hart leef, God weet, hy weet. Dit is al klaar genoeg. Hy weet, die alwetende Vader. Hy is die beskermende Vader. Hy ontferm hom oor sy kinders. Ons lees in Psalm 103, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Ontferm, met ander woorde, om met jou hele hart om te sien na, te sorg voor, hy ontferm hom oor jou. Met ander woorde, jou storie, jou lewe, dit wat met jou gebeur, maak vir hom saak. En daarom is hy die Vader by wie ons ook kan gaan skuil. Omdat ons al die goed weet, wat gebeur as jy in die aand is en die donder weer slaan en jy's 'n dogtertjie of 'n klein seentjie? Jy hardloop en jy gaan spring langs jou pa in die bed in. Hy gaan jou beskerm. As julle nou weer 'n bietjie loop en ons kinders wat speel en julle sien hulle jagkar, dan sien jy hardloop hulle en gryp so agter hulle pa se bene en dan staan hulle net daar. Weet, hier's ek veilig. Omdat ek weet hy vir my omgee, omdat ek weet hy my ken, omdat ek weet die wêreld in sy handpalm lê, is hy die een na wie toe ek hardloop, by wie ek skuil. As ek sê ek glo hy is my almagtige Skepper, Vader, dan sê ek, juis wanneer ek bedreig, bang, swak, onseker voel, moet ek naby hom wees, want hy weet, die Bybel sê die Here weet, jy sit, jy staan, jy slaap of jy swat, hy weet. Dag en nag waak hy oor ons. So in maar een sinnetjie, as ons vanaand vinnig dalk net 'n paar goed moet highlight. Julle het hierdie sinnetjie al baie gesê, nê? Nie geweet daar so baie goed wat jy besig is om te sê nie. Praat van 'n subteks.
sê ek glo God is die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Hoekom is dit belangrik om die goed te weet? Want as ek bely hy is my pa, dan bely ek verhouding en dit sê klaar klomp goed. Ek kan nie hierdie sê as ek nie glo ek's in 'n verhouding met hom nie. Dan sê dit almagtige skepper, ek glo hy's in beheer en ek kan ontspan en hom vertrou. En ek dink nou is nog ons 'n tyd, nê? Haha. Laaste bietjie kans vir deelname, eksamen lê voor, tweede geleentheid lê voor, tweede semester lê voor en Desember gaan jy weer vakansie hou. Hou moed. Maar om hierdie sinnetjie te kan sê, en dis eintlik wat jy kan sê in hierdie tyd, as jy dalk ook 'n bietjie oorweldig voel, maar ek glo in God die Vader, hy is die almagtige, die skepper van hemel en die aarde, hy is ook in beheer van hierdie situasie in my lewe. Dan wanneer dit goed gaan met my en ek wil rejoice en ek kan vir Here sê, Here, dankie dat U die almagtige Vader is, dat U die skepper van hemel en aarde is en dat dit wat ek nou geniet, ek weet uit U hand uitkom. Dan weet ek, maar my toekoms skep hy ook. Hy is ook die maestro van dit en daarom is ek veilig in sy hand. Hoor julle die goed waar ons nou gepraat het in die Dawid reeks? Dit herhaal hy. Daar's 'n rede hoekom ons hierdie bely, maar dit kom al lankal deur die Bybel se storie saam met ons. Dis maklik. Dis maklik om te staan en die goed te sê. Waar van julle ken dit selfs uit jou kop uit? Dit sou dalk selfs maklik wees om te sê ek ken dit en ja, ek dink ek glo dit. Maar miskien moet jy vanaand weer sê, "Jogg, glo ek dit regtig?" Want as ek kyk na hoe ek optree, as ek kyk na hoe my maag seer lyk, dan lyk dit nie of ek regtig weet ek het 'n Vader wat in beheer is van my lewe nie. So glo ek dit wat ek sê, ek glo. Hoe weet ek? Ek het bepaalde kennis. Ek weet bepaalde goed van God en as ek te min kennis het, dan moet ek in die boek inkom. Dis altyd so, dis 'n goeie idee, hoor. As jy te min kennis het, kom in jou boeke in. Dan moet ek begin om dit waar te neem, bietjie na my lewe te kyk. Maar waar is die Vader in beheer en besig om te werk? En dan het ek die Heilige Gees gekry sodat ek dit ook kan ervaar. Sodat daar in my hart ook 'n deel van die Vader se hart leef wat vir my sê, hier's ek. Ervaar my. Weet ek's naby. Dit gaan oor 'n haai nie, dit gaan oor 'n wete, dit gaan oor 'n sekerheid. Dis hoekom Pinkster so belangrik is. Daarmee gaan ek afsluit. In Romeine 8 staan daar van vers 14 af. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is die kinders van God. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie meer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. Dit beteken Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Hoor hoe mooi is dit, is deur hierdie Gees dat ek kan sê Abba. So as jy hierdie glo, of as jy dink jy het 'n kans om hierdie te glo, dat jy in die almagtige Vader, skepper van hemel en aarde glo, dan kan jy dit alleenlik doen, omdat die Heilige Gees jou 'n kind en 'n erfgenaam maak. Dan kan jy Abba roep en sê, ek glo in hierdie Abba van my, want die Gees stel my in staat. So hierdie week met Pinkster, besef ons, en dis dalk wat ons vanaand vir mekaar sê, ons het nodig om stil te word en te celebrate, dat ons hierdie voorreg het. En dat die woord vir ons sê, ons het alleenlik hierdie voorreg, omdat ons die Gees ontvang het. Dat selfs in die kor van dit wat ons glo, en van dit wat ons sê ons glo, ons nodig het, dat die Gees ons lei, dat die Gees ons in staat maak daartoe. Dis hoekom ons sê, dis die Geesfees. Want ons celebrate, dat ons enigsins in staat is om geloof te kan hê. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, en baie mense kan dalk sê, maar ons kerke is nie so erg groot op die Gees nie. Nee. Die feit dat jy in 'n verhouding met God kan leef, dat jy kan sê God is my Vader, is alleen moontlik omdat jy die Heilige Gees ontvang het. Weet dit. Glo dit. Here, dankie
Dankie dat U ons Vader is. Here, dankie dat ons vanaand net weer kan vir mekaar sê dat U wat ons Vader is, staan op die troon. Here, U is die skepper van hemel en aarde. Here, uit U hand kom alles in hierdie wêreld wat goed is. Here, ons weet dat U vir ons liefhet. Ons sien dit in die woord, ons het die kennis ontvang. Help ons deur die Gees om dit ook te sien in die wêreld om ons. Help ons deur die Gees om dit ook te ervaar in ons lewe waar ons ook al mag gaan. Here, ons sê ons glo dit. Ons bely dit met ons mond, maar mag ons regtig ook in hierdie week met ons hart opnuut besef wat dit is wat ons sê ons glo wanneer ons hier staan en bely dat ons in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde glo. Here, wees U ook die skepper van ons storie. Wees U ook almagtig en heers U ook in ons lewe. Ons eer die Here en ons dankie dat ons U kan eer deur die werking van U Gees. Amen. Kom ons staan en sluit ons saam af.